Goeienaand, en allemaal, baie welkom. En voordat ons saam gaan sing, vanavond gaan baie oor die grootheid van God wat besing word. En daarmee saam gaan ons ook Psalm 145 sing, Psalm 145, en ek wil graag lees ook, voordat ons gaan saam sing. 'n loflied van Dawid. O my God, o koning, ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek u loof en u naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondig. Die een geslag prys die werke by die ander en hulle verkondig u magtige dade. Ek wil spreek van die glans van u heerlike majesteit en van u wonderbare dade. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade en die grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierne. Die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. Al die werke loof u, o Here, en u gunsgenote prys u. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van die mag, om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op u en u gee hulle ons spys op die regte tyd. U maak die hand oop en versadig alles wat lewe met welbehaag. Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulpgeroep en verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. So kom ons sing hartlik dan saam in 3 liedere en dan sal ons verder gaan.
Goed, ons gaan vanaand bietjie kyk na Psalm 8, baie bekende psalm. En maar voordat ons daaruit lees, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wonderbaar is U naam oor die ganse aarde. En Here, in hierdie aandure kom ons en ons wil kom stil word om te kom hoor wat U vir ons uit die woord wil sê. Maar Here, ons bely ons afhanklikheid van U, ons bely ons swakheid, en daarom kom ons na U toe en wil vir U vra om in hierdie oomblikke met ons te wees, dat U ook ons deur U Heilige Gees sal lei, dat U ons gedagtes sal gevange neem as ons U woord oopmaak. En Here, dan bid ek ook dat U my swakhede te hulp kom en my sal bewaar daarteen dat ek iets sal sê wat nie waar is van U nie. Here, seën ons in hierdie oomblikke verder en mag dit wees, Here, dat U deur U Heilige Gees vir ons weer wonderlike dinge uit die woord kom openbaar. Here, dat ons U grootheid en U goedheid sal sien, ook in hierdie teks. Maar wil U ons daarmee help, Here, en ons swakhede te hulp kom. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Goed, Psalm 8. En ons lees dan daaruit vanaf vers 1, net 10 versies, Psalm 8. Wat is die mens, is die opskrif daar, 'n vraag wat die psalmdigter daar vra, vir die musiekleier op die getiet, 'n psalm van Dawid. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde, U wat U majesteit gelê het op die hemele. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dat U aan hom dink? En die mensekind dat U hom besoek?
U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Nou hierdie Psalm 8, is ek seker julle sou ook duidelik iets baie opmerkeliks opgetel het in die lees van hierdie Psalm. Wat ons sommer met die intrapslag van hierdie Psalm nie kan mis nie, is die feit dat hierdie Psalm binne in 'n raamwerk geskryf is. As ons kyk na vers 2 en vers 10, dan sien ons daar staan in vers 2, Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. En dan eindig dit weer met dieselfde woorde, Here, onse Here, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. Nou die Psalm verwys letterlik na God se skepingswerk, soos wat ons hier kan sien, en hoe hy alles in stand hou, maar daar is ook 'n baie dieper betekenis, 'n messiaanse betekenis in hierdie Psalm. Ons gaan net daarna kyk, maar dit wys ook op verborgenhede van verlossing wat daarin weggesteek is. Iets wat ons later duidelik sal sien, omdat hierdie Psalm op verskeie plekke in die Nuwe Testament vir ons aangehaal word. Nou, as ons kyk na hierdie Psalm is heel waarskynlik geskryf deur 'n jong Dawid. Voordat hy nog koning was, het hy hierdie Psalm geskryf 10-1 toe hy nog 'n skaapwagter was en in die veld gesit het in die aand en hierdie wonderlike skouspel beleef het. Die maan en die sterre en die hemelruim. Nou baie kommentaarskrywers is dit eens dat hierdie Psalm 8 die eerste Psalm is, of dalk ten minste een van die eerste Psalms is wat Dawid geskryf het. Nou mens sal dink, ja, Psalm 1 is seker die eerste Psalm, maar wat interessant is van die Psalmboek, soos ons dit sien in ons Bybels, dit is nie kronologies nie, maar dit is opgedeel in temas, in 5 temas, of 5 boeke, en die temas wat by mekaar pas. Nou die verwondering wat Dawid oorweldig van God se majesteit en sy heerlikheid, laat hom uitroep, O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Nou ons gaan so 'n bietjie kyk na hierdie Psalm binne 3 hoofpunte. Nou heel eerste gaan ons kyk na 'n heerlike naam wat weergalm. Ons heel eerste punt, 'n heerlike naam wat weergalm. Tweedens gaan ons kyk na oorwinning. Oorwinning deur nederiges. En derdens, wat is die mens? Dis die vraag wat Dawid ook hier vra, wat is die mens? Kom ons begin en kyk daarna, 'n heerlike naam weergalm. Vers 2. O Here, onse Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U wat u majesteit gelê het op die hemele. Nou, as ons kyk na 'n naam is nie net 'n woord wat begin met 'n hoofletter nie. 'n Naam beteken iets, dit dra betekenis en in 'n sekere sin hier kan dit vir mens ook meer vertel van God en sy karakter. Maar ek is seker die naam en die betekenis van 'n naam was al vir elkeen van julle so belangrik dat jy op 'n stadium tog gaan kyk het wat beteken jou naam. Elke naam dra 'n betekenis. As ons kyk na hierdie gedeelte hier in vers 2, dan sien ons
dat 2 maal word die woord Here gebruik. Heel eerste sien ons die woord Here met hoofletters, wat natuurlik verwys na God van die verbond, die God van die verbond, die verbondsgod, die God van Abraham en Isak en Jakob, en hierdie woord is natuurlik die woord in Hebreëus Jahweh, die selfbestaande God. En dan die tweede woord wat Dawid hier gebruik, is die woord Here met klein lettertjies. En hierdie woord is dan die Hebreëse woord Adonai, wat verwys na Heer of Meester. So ons sou dis hierdie vers ook so kon uitdruk, o Yahweh, ons Adonai, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde, of andersins dan, o ons selfbestaande verbondsgod, ons Meester, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. Nou in hierdie wêreld van ons vind ons soveel sogenaamde bekende name. En soos daar in alle sfere of in alle areas van die lewe, in die sport, in die kuns, in die wetenskap, ontdekking of wat ook al dit mag wees, sien ons daar's in baie van hierdie velde is daar net ongeëwenaarde name wat uitstyg. As ons dan byvoorbeeld kyk na name in ons eie land, ons dink aan mense soos Gary Player, ons dink aan mense soos Rian Kruiwagen, of ons dink aan mense soos Raymond Ackerman. Elkeen kom uit 'n ander sfeer van die lewe, uit 'n ander area van die lewe. Dis bekende name in ons land. Maar is hierdie name ooit enigstens bekend in ander lande? 10-1 nie. En daar sou nie algemeen ooreenstemming wees oor die beroemdheid van hierdie verskillende name nie. Daar sal verskille wees, mense sal nie saamstem daaroor nie. Hoe waardig en hoe groot hierdie naam ook al mag klink. En dit maak dit baie uniek en eie aan ons Here se naam. Slegs aangaande God kan daar gesê word, hoe heerlik is U naam, nie net in Suid-Afrika nie, nie net in Amerika of Engeland of wat ook al nie, maar oor die ganse aarde maak 'n verskil. Net God kan daardie handhaaf. Want sy heerlike naam weergalm oor landsgrense, oor kontinente, oor oseane, tot by die verste strande. Want sy heerlikheid en majesteit word uitgestraal deur die hemele, deur die uitspansel, deur die maan en die sterre, soos wat Dawid dit ook hier vir ons beskryf het. Sy majestueuse skepingswerke is oral te sien. Daarom ook kan Dawid dan hierdie uitspraak maak in Psalm 19 waar hy vir ons sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. So daar is geen een wat kan aanspraak maak op hierdie soort van naam nie. Nou as ons verder gaan kyk, dan lees ons in hierdie Psalm, en dit is 'n baie interessante punt wat ons hier gaan raak lees in vers 3. En dit bring ons ook by 'n volgende punt uit, oorwinning deur nederiges. In vers 3 sien ons, daar staan, uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vyand en die wraakgieriges stil te maak. Nou wat sou dit beteken? Wat sal dit tog beteken? Uit die mond van suiglinge sal die Here se sterkte bekend word. Nou dis 'n absolute paradoks, dit maak tog nie logies sin nie. Hoe kan 'n baba
die grootheid en die sterkte van God bekend maak. Dit maak tog nie logies sin nie. Goddelike krag in 'n baba of in 'n klein kindjie. So, ons kan hier sien dat God kies die swakste en die kleinste tussen ons, babas, suiglinge, kinders, om sy krag te vertoon. Nou, julle ken seker die gesegde baie goed wat sê uit die mond van die suigling. En daai gesegde het sy ontstaan vanuit hierdie vers. Kinders en suiglinge se eenvoudigheid, hul swakheid, word kragtige wapens wat God se teestanders, sy vyande, God se vyande stil maak. Nou wat uitnemend is van hierdie Psalm en hierdie vers is, daar is 'n gebeurtenis waar Jesus Christus dit aangehaal het in die Nuwe Testament, waarvan hierdie sterkte wat van gespreek word direk na ons Here Jesus Christus wys. Blaai saam met my na Matteus 21. Matteus 21 vers 15. Matteus 21 vers 15. En dit verklaar fisies vir ons hierdie vers. Matteus 21 vers 15. En toe die owerpriesters en skrifgeleerdes die wonderwerke sien wat hy gedoen het, en die kinders wat in die tempel uitroep en sê, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. En sê vir hom, hoor jy wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja, het julle nooit gelees uit die mond van kinders en suiglinge, het u vir u lof berei nie? Kom ons stel vir onsself 'n bietjie hierdie prentjie voor, hierdie toneel. Dit was 6 dae voor Jesus se kruisiging. En Jesus kom in Jerusalem ingery op die rug van 'n donkie, nederig. Ons noem dit ook Palmsondag, waar mense palmtakke en klere in die pad gegooi het, waar oor Jesus dan met hierdie donkie gery het. En op die rug van die donkie kom daar lofsange van bewondering waar die mense sing Hosanna vir die seun van Dawid. Later sou dit natuurlik 'n ander toneel gewees het met Jesus se kruisiging. En dan sien ons later die kinders en suiglinge in die tempel het weer die gesang begin sing, Hosanna vir die seun van Dawid. Nou, kan jy jou 'n groter opskudding voorstel, hierdie vyande van Jesus, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, wat eintlik vir Jesus probeer wys, maar hoor wat doen die kinders? Hulle sing godslasterlik. En wat gebeur dan verder? Verder hoor ons dan, en Jesus wat antwoord en vir hulle sê, het julle nie gehoor nie? Hulle het Psalm 8 baie goed geken. Dit was vir hulle baie bekende Psalm. En dit moes vir hulle ook sekerlik as 'n groot skok gekom het. Stilswye was wat daar gebeur het. So, nog 'n groot ding wat hierdie uitspraak natuurlik beteken is, Jesus verklaar daar voor die skrifgeleerdes en die owerpriesters sy goddelikheid. Want in Psalm 8 lees ons dat hierdie lof aan God gebring word deur suiglinge en kinders. So God self verklaar ook sy godheid met hierdie woorde. Met ander woorde, hierdie antwoord van Jesus verklaar dat hierdie lof wat uit Psalm 8 kom, die lof is wat aan hom toegesing word. Hoe wonderlik om te sien dat hier in Psalm 8 in die Ou Testament direk lof aan Jesus Christus gebring word. En wat gebeur dan natuurlik toe? En hy het hulle verlaat. Dit staan daar vers 17, en hy het hulle verlaat en uit die stad uitgegaan
na Betanië en daar vernag. Die aanhaling van Jesus uit Psalm 8, dat lof aan hom voorberei is deur kinders en suiglinge, maak sy vyande en sy teestanders stil. Ons sien dit hier. Hierdie owerpriesters en skrifgeleerdes het niks om te sê nie. Wat ons hieruit kan leer natuurlik is, God het nie 'n weermag nodig om sy lof en sy grootheid bekend te maak nie. Hy het nie soldate of strydwaans nodig met perde nie. Sy majesteit en mag en sterkte word deur swakke mense, babas en kinders bekend gemaak. Nou hierdie beginsel sien ons dan natuurlik ook in die brief van Paulus aan die Korintiërs gemeente, 1 Korintiërs 1 vers 27. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. En waarom doen Jezus dan dit so? Waarom gebruik Jezus nie strydwaans en perde en weermagte om sy lof en sy heerlikheid en sy grootheid bekend te maak nie? Dan sê vers 29, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. In nederigheid maak Jezus sy glorie, sy majesteit bekend, deur suiglinge en deur kindertjies. Nou, wat ons in hierdie psalm nie moet mis nie, is hierdie aaneenlopende skrille kontras. Hier's 'n skrille kontras tussen hierdie groot majestueuse krag en mag wat ons sien in die skepping van Jesus en van God die Vader natuurlik, teenoor die kleinheid van die mens. En die mens, Dawid self, kom dit terdee agter, hy voel dit. Hy voel die kleinheid in vergelyking met die grootsheid en die majestueuse skepping van God. Hier is aanhoudend aan ons 'n beeld wat geskets word van 'n groot skrille kontras. Vers 4 sê dit vir ons: as ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. En dan kom dit: wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? Nou as ons elkeen eerlik moet wees met onsself, glo ek dan ons elkeen sou op 'n stadium tog so 'n belewenis gehad het, nie waar nie? So 'n belewenis van oorweldiging van God se grootheid. Sy majesteit. Nou ek dink onmiddellik aan plekke. Ek dink aan 'n plek soos Meyringspoort. Meyringspoort daar naby Derris, naby Oudtshoorn. As jy daar deurgaan en daai berge omring jou van alle kant, kan jy nie anders as om klein te voel teenoor die grootsheid van God se skepping nie. Julle weet, ons het ook nou nie regtig meer selfs die voorreg om hierdie wonder van die hemelruim, die maan en die sterre en die volheid en die grootheid daarvan, die wonderlikheid daarvan, eers regtig deesdae mee te kan beleef nie. Lugbesoedeling en ligbesoedeling, wat dit vir ons eintlik moeilik maak om hierdie deesdae te kan waardeer. Nou, hulle sê die beste plek hier in Suid-Afrika om die uitspansel en die wonder van die hemelruim te beskou en te aanskou, is in die Karoo, né? In die Karoo daar in Sutherland, waar ons daar die groot teleskoop ook het. En om te dink, in Dawid se tyd het hy nie 'n teleskoop gehad om nog verder en nog dieper dinge te kon sien nie. Dit het hom reeds oorweldig om dit so te sien. En selfs in die wêreld sien ons in die sekulêre wêreld hoe dit mense aangryp
Ek dink byvoorbeeld aan 'n liedjieskrywer wat skryf van Karoo nagte. En dan skryf hy hierdie woorde, hy sê as die nag sy baadjie toeknoop oor die veld en die diereriem. Nou die diereriem is ons in Engels praat hulle van die zodiac. Dit is daardie denkbeeldige streep waar jy al hierdie sterre forme kan sien, soos die skorpioen en die vis en dies meer, waar jy dit kan sien in die sterre wat dit vorm. En dan skryf hy daarvan en die diereriem sy blink tot in die skorpioen laat lê. As die tweeling en die kreef, koteljons oor Beaufort Wes en die maan sy beker skink oor Graafrenet. So selfs in die sekulêre wêreld is dit iets wat die mense aangryp. Dis aanskoulik. Hierdie grootsheid en die majesteit van God se skepping. En dan kom die vraag. En ek dink elke een behoort dan daardie vraag te vra as hy in so 'n posisie al was waar hy oorweldig word deur die grootte skepping van ons God, dan vra hy: wat is die mens? Wat is die mens? Vers 5 vra dit dan ook: wat is die mens dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek? En dan gaan hy verder: u het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles onder sy voete gestel. Dan noem hy dit hier op: skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see wat trek deur die paaie van die see. Nou, hoe kan dit moontlik wees dat 'n groot en almagtige Skepper, wat die maan en die sterre fisies met sy vingers gaan rangskik, hoe kan dit wees dat hy aan my dink, my besoek, my laat heers oor die werke van sy hande? Hoe kan dit wees dat hy alles onder my voete stel? Dan vra ons onsself, en tereg, dink ek was dit ook Dawid se gevoel rondom hierdie Psalm, toe hy dit geskryf het. Hoe verdien ons dan tog hierdie heerskappy? Verdien ons dit? Die heerskappy wat God vir ons hier kom gee het. En weet julle, dan kan ons onomwonde antwoord en sê, nee, ons verdien dit nie. God gee dit aan ons, omdat hy getrou bly in sy beloftes en sy opdrag in Genesis 1 vers 28. En daar staan natuurlik, en dis waar dit als begin het. Genesis 1 vers 28 sê dan vir ons, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit, en dan hierdie woorde, heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. So wat sien ons dan hier? God het die mens geskep om heerskappy te hê. Dit kom vanaf die skepping. Maar wat gebeur toe? Die mens word deur die sondeval besoedel. Sonde kom in die wêreld in. En ek dink dis ook dan waarom Dawid hierdie uitspraak maak. Hoe is dit moontlik dat 'n nietige mensekind wat gebuk is onder die sonde kan heers oor hierdie groot majestueuse skepping van ons God? Hoe kan dit moontlik wees? En weet julle, ons kry 'n antwoord daai uit die Bybel uit, in die Nuwe Testament. Ons kry 'n antwoord uit Hebreërs 2. Hebreërs 2 sê vir ons, Hebreërs 2 van vers 5 af, lees ek vir ons, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê,
En hier kom dit uit Psalm 8. Wat is die mens, dat u aan hom dink? Of die mensekind, dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Hoor die volgende 2 verse. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderwerp is nie. Nou, ons kan duidelik sien hierso, die hom met 'n klein lettertjie verwys na die mens, die hy met 'n hoofletter verwys na God. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Wat beteken hierdie verse dan nou? Volgens God se plan is alles aan die mens onderwerp. Niks is van die mens se heerskappy uitgesluit nie. Maar as ons nou kyk na die wêreld soos dit tans ook lyk, as ons kyk na die mensdom, soos ons nou hier op aarde lewe, sien ons nie werklik dat die gelowiges oor alles heers nie? Kyk maar rondom jou. Daar's verwoesting. Daar's korrupsie, daar's besoedeling. Daarom sien ons in hierdie verse, daar wag 'n volledige betekenis van hierdie onderwerping wat vervul word. En dit word vervul in ons Here Jesus Christus. Hy wat mens geword het, net soos ons, en vir 'n tydjie 'n bietjie minder as engele gemaak is. En dit is wat Psalm 8 vir ons hier leer van die mens. Wat is die mens? Het hom net bietjie minder gemaak as die engele, bietjie minder as 'n goddelike wese. Maar wat het gebeur? Die mens het 'n gemors daarvan gemaak. En Jesus het gekom in ons plek en na dieselfde posisie kom inneem. Nou is hy as mens en namens die mens met heerlikheid en eer gekroon. Daar sit ons Here Jesus Christus vandag aan die regterhand van die Vader met eer en heerlikheid. Hy moes dit vir ons in ons plek kom doen het. Ons leer in hierdie gedeelte uit Hebreërs 2 dat die pad na werklike heerskappy en hierdie eer en hierdie kroon, dit is 'n pad wat deur swaar lyding moes kom. Jesus moes self mens word en soos ons 'n tydjie minder as die engele gemaak word om hierdie gebroke heerskappy weer ten volle te kan herstel deur sy dood en opstanding natuurlik. So as ons nou sou teruggaan na hierdie vraag van Dawid hier in Psalm 8, hy vra, wat is die mens? Kom ons kyk of ons dit kortliks dan so bietjie kan antwoord. Die mens is klein en is nietig in vergelyking met die grootheid en die majestueuse skepping. Maar God het hom met eer gekroon en heerskappy gegee oor sy handewerke. Dit was deel van God se skepingsopdrag. Maar die sonde het die volheid van hierdie heerskappy van die mens ontneem. Maar is in Jesus Christus vervul, wat vir 'n tydjie ook mens moes word. Hy het gely en het gesterf, en hy's nou verhef, en die volmaakte vervulling van
God se oorspronklike doel met die mens is deur Christus self vir ons gedoen. So ons hoop is om eendag saam met Christus volkome te regeer op die nuwe hemel en op die nuwe aarde. Maar wat van vandag, nê? Wat van die hier en nou? Omdat ons nou reeds in Christus is, wat ons deur sy Gees die weergeboorte geskenk het en ons harte kom verander het. Nou het ons 'n dankbare verantwoordelikheidsbesef om te heers. Dis iets anders as 'n blote opdrag. En ons het 'n verantwoordelikheidsbesef as weergebore kinders van God aan dit wat God aan ons toevertrou het. Nou, dan kan ons gaan kyk na wat maak ons met hierdie verantwoordelikheid. Die goddelose het nie altyd hierdie verantwoordelikheid nie. Wat maak ons met hierdie verantwoordelikhede by die huis, in die kerk, by die werk? Gebruik ons gawes, gebruik ons tyd, gebruik ons hulpbronne, dit wat God vir ons gegee het, gebruik ons dit tot sy eer? Heers ons oor die diereryk, dit wat die Here aan ons toevertrou het? Behandel ons mense en diere met sorg en met verantwoordelikheid? En as ons dan na al hierdie aspekte gaan kyk, dan kom Psalm 8 en hy herinner ons daaraan hoe groot God is. Wanneer ek sien dat ek klein is, ek is 'n gewone, gebroke mens, en dat ons soveel tog nog steeds van God ontvang het, en steeds ontvang in Christus, dan help dit my om anders oor myself te dink, maar nog meer om anders te dink oor Christus op 'n nuwe manier, om te bewonder hoe goed, hoe oorvloedig en hoe vol genade hy nie is nie. So hierdie Psalm se opskrif in ons Bybels is wel, wat is die mens? Maar as ons kyk na wat is die groot doel van hierdie Psalm eintlik, dan kyk ons na waarmee begin hierdie Psalm en waarmee eindig hierdie Psalm. As ek besef dit wat ek ontvang het, dan dink ek weer in die 4de vers, wat is die mens dat u aan ons dink? En dan kan ek, as ons tog die kleinheid van onsself kan besef, dan kan ons saam met Dawid sê en sing, dis waaroor hierdie Psalm gaan. Here, ons Here, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons word oorweldig eintlik deur u goedheid, soos wat ons in hierdie Psalm ook gelees het. En Here, mag ons nooit die verkeerde beeld van hierdie Psalm in ons gedagtes hê nie, dat ons dalk iets groots is. Ja, Here, u het wel bedoel in die skepping, u het ons geskape as die kroon van u skepping om te heers. Maar ag Here, hoe besef ons nie ons afhanklikheid van u as ons sien wat die sonde kom doen het nie. Here, dan besef ons opnuut die groot werk wat ons Here Jesus in ons plek vir ons kom doen het. Dat hy deur sy lewe, dat hy mens moes word, die nederige toestand van menswees moes kom aanneem het. Deur sy kruisdood, deur sy opstanding. Dan besef ons ook, Here, wat 'n duur prys dit moes betaal, om selfs ook hierdie aspek
van om te heers, dat dit volkome moes herstel word in ons Here Jesus Christus. En Here, hoe wonderlik dat ons as gemeente dit weer ook vanaand kan gedenk. Waar ons kan terugdink waar ons Here Jesus Christus daardie dierprys moes betaal. Sy lewe. Mag dit dan ook so wees, Here, dat ons aan hom alleen sal dink. Want hy alleen is waardig. Al die lof en die heerlikheid. Here, ons bid ook dat U werklik met ons elke een sal wees, ook in hierdie week wat voorlê. Seën ons, en Here, mag dit ook so wees dat ons, as ons opnuut die wonder van U skepping sien, dat ons U naam sal loof en prys vir U grootheid, U majesteit. Here, seën ons elkeen in hierdie week wat voorlê, mag dit wees dat ons 'n lewe sal leef tot eer en verheerliking van U naam alleen. Ons bid ook vir Jannie wat nog op met vakansie is, wil U ook hierdie laaste rukkie vir hulle werklik verkoop en vir hulle seën met rus, en dat hulle met nuwe moed en ywer weer in die komende week kan terugkeer en kan arbei in U wingerd. Here, vergewe ons swakhede. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek dink ons gaan nou weer 'n lied saam sing en dan dan kan ons rustig na agter toe beweeg waar ons saam die nagmaal gebruik.